Gemeente, die skrif leer, dit gaan goed met die mens vir wie God uitkies en laat naderkom om in sy huis by mekaar te kom. Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mens en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslaapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Gemeente, voordat ons uit die woord van die Here saam lees, bid ons eers saam. U kan net so bly sit. So wonderlike hemelse Vader, ons bely dat U die God is, wat vir ons baie goed is. U gee vir ons die wonderlike gawe van lewe,
die grootste van alle gawes. Maar Here, baie meer is dit, word U in Jesus Christus ons Vader, wat ons liefhet tot die uiterste toe. Here, ons dankie dat ons deel van ons kerk mag wees vanoggend, deel van hierdie gemeente, deel van 'n erediens. Dit is niks anders, hierdie inwerking van die Gees, as 'n ontmoeting met die lewende God nie. Here, ons bely dat U nou hier is, en ons vra dat U deur die Gees sal kom, en elkeen se hart sal aanraak, sodat ons die woord wat U tot ons spreek deur U diensknegt met blydskap sal aanvaar en dit in ons lewens gaan toepas. Hoor ons gebed, ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons lees vanoggend dan die apostel Matteus se weergawe van die doop van Jesus. Dit is in Matteus 3 vanaf vers 13. Die doop van Jesus. Broers en susters, die woord van die Here. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes, dit is Johannes die Doper, toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur U gedoop word. U kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal uit die hemel, wat gesê het en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Broers en susters, ons gaan dan Matteus se weergawe van die doop van Jesus vanoggend lees as God se ewige en onfeilbare woord. Die tekswoorde vir ons prediking is Jesus se uitspraak teenoor Johannes die Doper. Na Johannes se huiwering om Jesus te doop, sê hy vir hom, nogtans moet jy dit doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Broers en susters in die Here, een van die belangrikste vereistes om sukses te behaal in enige onderneming is om 'n bereidheid te hê om die saak behoorlik aan te pak en behoorlik af te handel. 'n Mens moet iets wil doen. Jy moet jou volledig by al die vereistes van 'n bepaalde saak inwerk. As 'n mens iets entoesiasties benader, dan kan jy self die groter uitdagings in sake wat niemand eintlik sukses voorsien nie, te bowe kom. Die Bybel teken 'n gelowige op baie plekke as iemand wat 'n passie vir die lewe het, wat die lewe as die grootste van gawes uit God se hand elke dag ervaar, wat 'n passie vir God het en vir die uitlewing van sy of haar geloof. Die Bybel sê 'n gelowige is iemand wat ten volle leef en ook vir die Here leef. En geliefdes, soos in baie ander sake, het Jesus ook wat hierdie saak betref
vir ons 'n wonderlike voorbeeld nagelaat. Jesus, wat by uitstek sy opdrag van die Vader met 'n groot gewilligheid en met 'n buitengewone bereidheid benader het. Wat in die woorde van die apostel Paulus in Filippense 2, waar hy Jesus se gesindheid beskryf, sê, hy is iemand wat sy bestaan op 'n godgelyke wyse doelbewus verlaat het, homself eintlik verneder het, deur die gestalte nie net van 'n mens nie, maar van 'n slaaf aan te neem, om sy goddelike opdrag uit te voer. Jesus doen volgens Paulus 'n geweldige ding. Hy verlaat sy hemelse woonplek, hy word 'n mens met die verskriklikste van opdragte. Gaan lewe 'n lewe van lyding en verguising en sterf vir die ganse mensdom. Gaan lewe 'n lewe van absolute lyding en pyn en veragting en vernedering, sodat die wat in God glo, se sonde afgeskryf en vergewe kan word. En Jesus doen dit met oorgawe. Hy het nie oorreding nodig nie. Hy's dadelik bereid. En ons sien dit hier, sy bereidheid, die beste hier in sy doop. En dit is eintlik die diepste betekenis van sy doop. Kom ons kyk net in kort vanoggend, wat gebeur hier met die doop van Jesus, veral soos die evangelie van Matteus dit aan ons beskryf. Geliefdes, vir baie eeue het die feit dat Jesus gedoop is vir die kerk onverklaarbaar gebly. Waarom moes Jesus gedoop word? Is baie keer gevra, want die doop is mos die sakrament wat in die kerk op die afwassing van sonde dui. En Jesus, so weet ons, het geen sonde ooit gehad nie. Hoekom is hy dan gedoop? Maar nie deur die kerk se teoloë nie, maar ook Johannes die Doper het self gewonder oor Jesus se doop. Ook vir Johannes is die feit dat Jesus nou na hom toe kom, dat hy nou vir Jesus moet doop, eintlik onverstaanbaar en eintlik ook onaanvaarbaar vir hom. Daarom lees ons as Jesus na Johannes toe kom, dan sê Johannes die Doper vir hom, hy probeer dit eintlik verhinder deur te sê, moet u nie my eerder doop nie, en u kom na my toe. Gemeente, Jesus se antwoord aan Johannes die Doper gee aan ons die belangrikste leidraad hoe ons hierdie vraag moet antwoord. Jesus sê, nogtans moet jy dit doen, want op hierdie manier gee ons uitdrukking aan die wil van God. Ons moet aan die wil van God voldoen. Verder is die woorde wat uit die hemel kom ook 'n baie belangrike aanduiding oor die betekenis van Jesus se doop. Daar staan, die hemel het skielik oopgegaan en daar was 'n stem wat almal kon hoor, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Dit is hierdie uitspraak herinner aan twee Ou Testamentiese gedeeltes, naamlik in Psalm 2 en in Jesaja 42. In beide daardie gedeeltes is daar sprake van iemand wat gekies word, wat gesalf word, om 'n baie belangrike en baie moeilike taak vir die Here te gaan verrig. 'n vyand wat oorwin moet word, 'n oorwinning wat in die naam van die Here behaal moet word, en dan lees ons telke male, as die persoon bereid is, dan kry ons hierdie woorde ook, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag. Die bereidheid, die gewilligheid, om in onbaatsigtige gehoorsaamheid die opdrag van die Here uit te voer, dit bring by God die Vader groot vreugde aan, en daarom die uitspraak, ek verheug my oor jou gesindheid, oor jou bereidheid. En so moet Jesus se antwoord aan Johannes die Doper oor die rede vir sy doop verstaan word.
Jesus sê vir hom, nogtans moet jy dit doen, want ons moet nou aan die wil van die Vader voldoen. Wat Jesus eintlik sê is, doop my. Want dit dui op 'n sigbare, vir almal om te sien wyse, dat ek die een is wat sou kom, wat die sonde van die wêreld op hom sal neem, en dat ek my nou hier voor almal gewillig en bereid verklaar om hierdie taak op te neem, hierdie opdrag uit te voer. Ek beloof om gehoorsaam te wees aan die Vader se opdrag, selfs tot die dood toe. En dan volg die wonderlike gebeure wat met hierdie bereidheidsverklaring gepaard gaan, die sigbare verskyning van die Heilige Gees in die vorm van 'n duif, as aanduiding dat God drie-enig nou hier aan die werk is. Geliefdes, as ons dus vanoggend met die doop van Jesus herinner word aan sy absolute gehoorsaamheid, aan sy onvoorwaardelike bereidheid tot 'n lewe van lyding ter wille daarvan om die opdrag van die Vader uit te voer, ter wille van elkeen van ons, dan behoort ons mos onsself ook in elke opsig bereid te verklaar om aan God gehoorsaam te lewe, ons lewe volledig aan hom te wy. Net soos met Jesus se bereidheidsverklaring tot sy opdrag, is dit altyd vir ons die moeiliker opsie om te kies. As die Here vanoggend vir ons sê, kies om jou lewe vir my te lei, en jy besluit om dit te doen, dan kies jy die moeiliker opsie. Want dit beteken prysgawe van jou wil, van jou begeertes, van jou wense, soms ook van jou gemak of jou gerief, maar dit beteken om ongekwalifiseerd aan God toegewy te lewe. Dit beteken om gewillig neer te buig voor God se wet en sy gebod, om geduldig te wees, om te kies om geduldig te wees, eerder as om ongeduldig te wees, om te kies om eerder te vergewe as om te vergeld, om eerder te gee as om te ontvang. Maar vir die wat bereid is om dit te doen, wag daar ook die wonderlikhede van God wat daarmee gepaard gaan. God wat dan oor ons lewe sal sê, daar is my geliefde kind. As ek na jou lewe kyk, dan verheug ek my oor jou. Dan is daar blydskap in my hart oor jou, en dan stuur ek die Heilige Gees om aan jou ongekende vreugde in hierdie wêreld te gee. Gemeente, Jesus het die voorbeeld gestel. Hy was bereid om sy lewe vir die Vader te gee, vir elkeen van ons. Kom ons gaan dan ook, en ons antwoord op sy wonderlike liefde vir ons, deur hierdie jaar in ons lewe te sê, Here, in elke situasie, wat is u wil? Here, in hierdie ding wat ek moet besluit, waar daar 'n ingesteldheid moet wees, wat is u wil? Kom ons lewe volledig gehoorsaam aan die Here se wil en sy wet. En dan kyk die Here na u lewe en my lewe en sê, my kind, oor jou verheug ek my. Jy bring by my blydskap. Mag die Here ons deur sy Gees elke dag daartoe inspireer. Amen. Kom ons dank nou saam. So wonderlike Here Jesus, ons dink terug aan daardie oomblikke in u lewe, wat die evangelie so volledig beskrywe. Elke keer as u verneder is, elke keer wanneer mense nie besef het met wie hulle te doen het nie, veral ook daardie laaste week in die lewe, die verskriklike kruisiging, alles wat daarmee saamgegaan het, u bereidheid, u toewyding, u ingesteldheid van absolute nederigheid. Hoe kan ons dan anders, Here, as u dit vir ons gedoen het?
Om ook hierdie jaar in ons lewe te sê, Here, ek het baie dinge wat ek hierdie jaar graag wil doen, daar's baie drome, daar's baie dinge wat ek voorsien, wat ek ook graag wil doen is, ek wil hierdie jaar 'n bietjie nader aan U lewe. Ek wil werklik waar God in my hart dra, en ek wil toegewy wees aan U, ek wil gehoorsaam wees. Ek wil die liefde van Christus ook in my lewe uitdra, teenoor almal rondom my. Dat U ons na ons lewe kan kyk en sê, as ek na jou lewe kyk, my kind, dan verheug ek my oor jou. Dan is ek oor jou bly. Help U ons daartoe deur die Gees, Here, wat U weet, uit onsself is ons nie altyd daartoe in staat nie. Help U ons daartoe, deur die wonderlike inwerking van U Gees, wat kragtig is, en wat in ons harte wil woon en werk. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Voor jy nog roep, sal ek antwoord. Terwyl jy nog praat, sal ek reeds jou gebed verhoor, sê die Here. Amen.